Okay, lekker namiddagete. Is lekker wakker? Ek gaan nie vanmiddag selfs op intergenerasionele geloof nie. Dit is ook een van my liefdes, maar ook nie oor die tafelpote nie. So 'n ander liefde van my is millennials. Ek gesprek eintlik nie oor millennials nie, maar oor die toekoms van die kerk. So ek dink vanmiddag gaan oor jong volwassenes, maar eintlik nie oor jong volwassenes. Dit gaan oor hoe lyk die kerk in die toekoms. En ek dink dit is my lekker om deel te wees van 'n navorsingsgroep wat genoem word die jong volwasse leergemeenskap wat basically uit millennial predikante bestaan wat graag wil verstaan hoe lyk die kerk in die toekoms en hulle self gereed maak daarvoor en hulle kerk en gemeentes daarvoor inrig en gereed maak. Die kerk nou al maar die kerk in die toekoms wat ons groot skuif gaan maak of ons reeds besig om 'n groot skuif te maak. So as 'n mens millennials sê, dan kom daar groen gedagtes by mens op. Dit is basically as mens generasie soort van generasie goed aanhang, dan is dit min of meer die generasie gebore tussen 1982 of 2000. Party shift om 'n bietjie voor aan hierdie kant en daai kant. So ek wil gou sommer hier sien. Wie is dit tussen 1982 en 2000 gebore aan op? Okay, hierdie gaan alles oor julle. Is dit nou nie kry nie? So julle moet ons eintlik help. En dadelik dink 'n mens, weet jy, een van die goed kom jy op. Of jy is van die groep wat sê wat is die probleem? Dis dan 'n awesome generasie en kyk hoe oulik is ons. Ons sit almal hier in 'n konferensie, kilometers weg van ons gemeentes en ons is betrokke en ons is aktief en dalk is jy van 'n gelukkiges wat 'n groep regtig wonderlike jong volwassenes het wat tuis kom die kerk. Dan moet ons jou storie hoor en jy moet dit deel en ons moet daaruit leer. En wat werk en so as ons praat oor die generasie, dan praat ons baie keer die ander mense se ervaring en dit is waar is die jong mense? So dis amper die twee pole. Jong mense wat betrokke is, aktief is by die kerk, wat is die probleem nie, ons gemeente gaan goed aan en dan 'n ander klomp gemeentes wat sê hulle is missing en hulle is ook nie besig om terug te kom om hulle kinders te doop nie. Hulle bly weg. En dis die eerste generasie wat ons daardie ervaring van het. So, daar's omtrent 73 miljoen mense wat wêreldwyd in die ouderdomsgroep val. So wanneer ons veralgemenings maak, is dit eintlik insane om dit te doen. Jy kan nie eintlik veralgemenings maak van 73 miljoen mense nie. So ek begin met daai disclosure dadelik, want millennials hou nie van kritiek of veralgemenings nie. So ek sê dadelik, ek is baie positief vir millennials, dis ek om jy daar 'n love millennial badge te kry, as jy gaan die gelukkige uitverkoning is was om 'n sticker te kry. Hierdie gaan oor God wat ons roep om 'n generasie lief te hê en om saam met hulle, nie vir hulle nie sonder hulle nie, maar saam met hulle uitdrukkings te gee in die kerk op vars manier. So dis die bottom line van vanmiddag. En dan ook vir die gemeentes wat regtig sukkel om dit te vra van waar kan ons begin en wat se leidraad kyk as ons dan 'n lyne kan trek en veralgemenings mag maak. So as ons dit doen, is dit net bloot om te sê daar's 'n sekere manier waarop hierdie generasie uniek reageer op 'n unieke tyd waarin ons lewe. En dit is ook 'n tendense, maar daai tendense is in elk geval in Suid-Afrika en in Amerika wat meeste van ons navorsing inval, of in Australië wat ook klomp ander navorsing het. In Brittanje, hierdie is uniek in Suid-Afrika kontinent, sukkel ons met premoderne, moderne en postmoderne millennials. In een smeltpot. So in elk geval in jou konteks gaan dit verskil, in jou gemeente gaan dit verskil, in jou dorp gaan dit verskil. So as ons tendense praat, is dit bloot net om ons te help om 'n bietjie van 'n grip te kry van waar kan ons begin met hulle of oor hulle dink. So miskien het jy 'n great storie van millennials. Ek het baie, want baie keer die jong predikante wat na jou goed kom en betrokke is by jou goed in die Kaap. So ek omring my gereeld met jong predikante en jong jeugwerkers. My great om hulle stem te hoor en hulle stories te hoor. En een van die stories is wat so rukkie terug gebeur het, ek dink so 2 weke terug, 3 weke terug, was ek met 'n klomp jong mense na die Tazai gemeenskap toe, so 4 broeders, noem hulle self, wat in Suid-Afrika gevestig is om in volgende jaar, in 2019, in September maand in Kaapstad, 'n Tazai pilgrimage aan te bied vir jong volwassenes. Dit is baie interessant om na hulle tradisie, hulle diep
hulle is interkerklik, maar hulle het katholieke wortels. Maar hulle tradisie uit te hoor hoe werk hulle met jong volwassenes en presies vir die ruimte. Hoekom kom daar 10,000? Hulle het nou 'n paar plekke in Ghana, in Kenia, in Mali, klomp plekke het hulle al hier byeenkomste aangebied. Dan kom daar 10,000 jong mense tussen die ouderdom van 18 en 35 na hierdie byeenkomste te. Ons het eintlik hulle gaan kuier om onsself voor te berei vir dit wat volgende jaar gebeur in ons gemeentes reg te maak. En toe gebeur dit. Wat ek hier voor het. 'n baie eenvoudige maaltyd van rys, so eierdis en appels, kaas en brood. Dis wat hulle het, dis wat hulle deel. Hulle lewe baie eenvoudig in 'n kerksaaltjie slaap hulle. En wat hulle doen is hulle gaan dadelik met ons om 'n etenstafel en eet saam met ons. En dit sê ek maar, hulle verstaan iets, dis mense van die tyd, dis oomies, dis broeders, dis lekker priesters, jy weet hulle is dierbare mense. Franse mense, dit is lekker om hulle te ontmoet en miskien het van julle al ontmoet. En hulle stap iets van togetherness. En in daai eenvoudige maaltyd op 'n tafel met 'n klomp jong mense, hulle letterlik hulle huise of hulle kerksaaltjie waar hulle woon, matrasse oopgemaak en hulle het hierdie eenvoudige maaltyd voorberei saam met die jong predikant geëet, gefinish het en hulle droom gedeel. En alles gebeur relational, die hele ding wat hulle reël relational. En ek het besef, ek dink dit is die key, nee? Iets van etenstyd, en ek weet, my tafelmetafoor het al moeg van, maar weer eens kom ek maar terug na iets van community, nee? Iets wat gebeur wanneer mense in ruimtes mekaar uitluister en hoor en leer ken rondom kos, al is dit baie eenvoudige kos. So, was vir my highlight gewees, na die tyd so wat hulle gaan bid, hulle bid op hulle knieë en hulle sing goed en so, en dit is heeltemal 'n bietjie uit my comfort zone, maar dit was omdat daar 'n relationship was wat het great geweest. En dit is 'n highlight geweest van my week daardie. So, ek wil gou hierdie video klip vir julle speel, wat nou ons eerstens die wêreldse opsomming van millennials is wat so 'n bietjie krities is. En julle het ook nog daarvan gehoor, gaan nie bly word, nee. So die wêreld dink op 'n sekere manier van millennials, en dis al vertom en ek kies video klip daaroor. En dan gaan ek so sê, hoe dink ek ons dink daaroor?
Criticism isn't easy for their ears. They feel like they know almost everything. See, they grew up with undeserved confidence, 'cause they got trophies just for participating. Je kan net intik in die internet Gorilla of Millennials. Ek my kinders wys. Dit is verstaan wie die laatste dag vir die goede. So ek is altyd bang om dit in 'n maatie gegooi. Maar die interessante ding is die ou wat hierdie gemaak het, is self 'n millennial. En toe die millennials het hom kritiek gegee, dus hoekom doen jy dit aan ons? Of hoekom maak jy 'n lag ding van ons en hoekom, jy weet, veralgemeen jy so, dadelik moes nou ongelukkig word dit, toe sê hy, maar hy wil juist het gesprek oor millennials aan die gang sit. En dit is sy manier om te engage met die gesprek oor millennials. Nou vir my voel dit ook, jy weet, as ek eigenlijk begin praat met die generasie en oor die generasie nie, dan gaan ons ook nie verby stereotypering kan kom. Dit is mos nou stereotypering, so ons raar niks help nie, waarom so bietjie te lag nie. Dit help ons nie om te dink oor kerk in 'n nuwe manier nie, maar ons aanmoedig die onderwerp op die tafel sit. So ek voel elke ring sitting, elke synode sitting, elke kerkraadsvergadering, elke jeugkommissie vergadering, elke taakspan op 'n stadium sê, hoekom mis ons hierdie generasie? Nou ons mis nie almal nie. Daar's 'n klomp wat betrokke is en dan gaan ek iets vir hulle ook sê. En dis belangrik dat mens by hulle hoor hoekom hulle betrokke is in die kerk, hoekom hulle bly in die kerk. Maar daar is ook 'n baie groot getal wat nie in die kerk is nie. Ek wil net so, ek gaan net letterlik so vlugtige paar opmerkings maak en ek wil eintlik kom by die einde en dit is wat moet ons nou eers doen. So die heel eerste ding is net die kultuur waarin millennials leef. Mense kan baie daarop lees. Dis eintlik boekloos te veel daaroor, verskillende oulike boeke daaroor. Uit verskillende rigtings, nie net teologiese boeke nie. En is lekker om te verstaan en is op ons wêreld. Maar omdat hulle in hierdie wêreld groot word en omdat hulle reageer op die wêreld met 'n sekere spesifieke eienskappe. Nou, van die hoofgoed wat die jong volwasse jeuggemeenskap aan mekaar gesit het, is hierdie 3 goeders. Die eerste gaan oor net hoe vinnig goed verander en ook dat ons nou al meer in 'n modulêre samelewing leef. Nou, modulêr is 'n baie oorkoepelende woord wat basies sê ons gebruik 'n selfoon vir 'n klomp goeders. En net toe ek soek nou 'n nuwe foon, so ek gaan kyk na 'n kontrak, net om 'n kontrak uit te neem, jy teen ek weet nie. Dis baie moeilik vir mense as ek, want jy moet al die tyd keuses maak, wil jy meer data hê, wil jy meer dit hê, wil jy bietjie meer van daai, wil jy dit in 'n maand, wil jy daai in 'n maand, wil jy vas wees, wil jy nie vas wees nie, wil jy, dis modulêr, jy pak homself, jou kontrak, of jou foon, jy laai self apps af wat jy wil gebruik. Maar vat dit nou, en sit dit op alles. Hoe ons werk, hoe ons leef, hoe ons families dink, hoe ons skole dink, alles is opsioneel en alles kan op verskillende maniere verpak word. Dan verduidelik ek ook hoe mense kerk sien dan as een van daai items wat 'n spesifieke behoefte kan vervul of nie en by tye ingetrek kan word of nie in jou lewe. So modulariteit en dat die kerk moet inpas in hierdie modulêre denkwyse en hoe pas ons in so 'n verbruikersartikel toe? Is die tipe vraag wat ons moet vra. Dan dink ek is dit belangrik om 'n bietjie te dink oor net hoe verhoudings geskei by die huis, familie, werk, grense wat geskei. Dit help altyd om te dink aan hoe dit in die platteland was 50 jaar terug en hoe dit nou is. Net in terme van daar was 'n werk, daar was 'n skool, daar was 'n huis en die goed was nie, het nie oor mekaar gevloei nie.
Nou is alles verbind aan mekaar. Jy vat jou gym sakkies op werk, jy gym by die werk, jy kom by die werk betaal jy gaan rekening aanlyn, jy die bank toe te gaan na werk nie. Jy is dalk nie eens by die werk nie, dalk in 'n koffie-shop of jy werk self by jou huis. Huisure, werksure, alles raak fleksibel en in mekaar. En hoe dit verhoudings impakteer is reusagtig. So mens kan nog 'n baie daarop oplees. Die behoefte na diep verhoudings, maar wat millennials het, baie diep verhoudings, maar die wêreld wat alle meer oppervlakkig raak. En ek dink daai 50, 100, 1500 skiet dit ons bietjie op daarmee gaan om te sê, ons kan nou met soveel mense koneksie maak, maar dit maak dat ons verhoudings nie sinvol nie of nie effektief nie. En dis hoekom daar ook so groot behoefte aan community is. En die community word gesoek op allerlei plekke, as dit nie in die kerk bevredig word nie. Of dit word in elk geval op verskillende plekke gevind. En dan die derde groot onderwerp, so al hierdie is eintlik 'n onderwerp op sigself, die derde groot onderwerp is die veelheid inligting wat gekommunikeer word. En dat jy van 'n klomp inligting net moet ontslaa raak om reg te maak in jou brein van nuwe inligting. So die veelheid inligting wat 'n kind byvoorbeeld moet inneem op 'n tiener of 'n jong volwassene van dag tot dag is aansienlik, nie 'n bietjie, maar so aansienlik meer as 20 of 30 jaar. So jy moet kan sif en dan die groot behoefte na wysheid en toegepaste kennis. Met ander woorde, moenie vir my leer van die Bybel, leer vir my van die Bybel wat op my lewe van toepassing is. Leer vir my kennis wat ek kan gebruik, want dan gaan ek dit behou en kan deel word van my. Moenie net my kennis ter wille van kennis gee nie. Groot behoefte aan wysheid en wetenskap, alle dinge kom daarop. So mens kry 'n bietjie, as mens net kyk aan die wêreld, sosiologies, 'n paar idees van die wêreld wat die millennials in funksioneer. En as ons onsself omring met millennials en ons het gesprekke met hulle, vra 'n bietjie net uit om die wêreld beter te verstaan, want dit gaan ons help om te verstaan waar die godsbegrip en hoe die godsbegrip en kerkbegrip en al daai dinge gevorm word en wat vir invloed hulle verstaan van hulle geloof. Nou die eienskappe van hierdie generasie kan mens nou gaan trek aan lyn. Daar's geweldig baie eienskappe. Party van 'n negatief, party positief. Maar ek het so rukkie terug na Jaco Hamman gaan luister wat nou 'n boek uitbring. Hy's 'n Afrikaner maar wat dosent is in Amerika en hy bring 'n boek uit met die naam The Millennial Narrative. Dit kom in Oktober maand uit, maar sou waarskynlik is seker 'n bietjie later op iets beskikbaar wees. En hy sê dit is baie belangrik as ons praat met die kerk en met millennials om die positiewe eienskappe raak te sien. Hy gebruik die metafoor van die vergelyking met ballingskaptyd om te sê ons is in 'n tyd van ballingskap, beweeg weg van die tempel af. En die tempel en die tempel was die sentrum van geloof. Alles het rondom die tempel, vir die tempel, om die tempel gegaan. Maar toe die tempel val en die mense word in ballingskap weggevoer, het hulle nie hulle geloof verloor. Maar hulle moes in 'n nuwe konteks, en eintlik 'n sekulêre of afgode konteks, moes hulle geloof opnuut leef. En daar's baie mense onder andere Jaco dan wat nie vergelyking tref met vandag se tyd. Om te sê dis 'n totale nuwe omgewing. Dit is nie meer 'n tempelgodsdienst nie. Gaan nie net oor die kerk en die kerkstruktuur en die spys van die kerk nie. En hoe millennials ons daarmee help, is hulle help vir ons omdat hulle 'n sterk eienskappe het wat juist vir ons in ballingskap kan help. Een is om ons te help om woorde te gee en belewennisse te beskryf en hulle verstaan trauma, angs, onsekerheid, verlies baie beter as ons. Kinders word vinniger groot, vinniger blootgestel. Die lewe is eintlik swaarder vir 'n klomp kinders wat groot word vandag. Hulle word blootgestel aan 'n klomp via die sosiale media. En daar's baie gebrokenheid in die wêreld, van oorloë en groot goed tot en met baie persoonlike huisgoeders. So hulle kan vir ons help om te deel met hierdie goeders en hulle moet ons help maar hulle moet ons ook help om te deel met 'n gemeenskap wat gebroken is, in ballingskap is. Maar ook hulle is uitstaande om alternatiewe gemeenskappe te bou. Uitstaande, of dit nou rondom 'n bak van brode is in 'n neighborhood market en of dit nou fietsry is en of dit nou die IT wêreld is en of dit nou gemeenskaplike workplaces is waar mense saam werk, hulle bou alternatiewe gemeenskappe die hele tyd. Dit gebeur spontaan, is deel van dit. So ons moet by hulle dit gaan leer en hulle met die kerk ongelukkig help. Om in 'n tyd dan kan ek sê 'n post-tempeltyd te verstaan dat geloof kan nog steeds voortgaan post-tempel. Millennials is baie spiritueel. Waar hulle sê die Gen X is eintlik
hulle noem dit 'n simboliese geloof wat bietjies gevat het. Is die millennials baie meer grounded in hulle geloof, baie spiritueel en kan ons help met geestelike gewoontes, habits. Jy gaan kyk, ek praat nie van Christen nie, maar net millennials in die algemeen. Hulle mediteer, hulle weet van vas, hulle weet van 'n verskil maak, hulle eet saam met mense. Dis vir hulle gebruike en gewoontes wat deel is van hulle doen sport, hulle balans en ritmes en om dit amper spiritueel te ervaar as deel van hulle lewe. Hulle is meer geïntegreerd wat dit betref. So, habits is iets wat vreemd is aan die Christelike geloof. So, habits gee ons ook 'n clue. Eredienste en lokale goed is een ding, maar habits en tradisies en rituele is ons ook nie. Verantwoordbaarheid is baie belangrik. Millennials glo nie in leierskap per se nie, maar leiers moet verantwoordbaar gehou word tot hulle verantwoordelikheid. So hulle sal 'n leier uitdaag en dit is 'n great ding. Dit is iets wat ons as Christene wil doen tot ons wil verantwoordbaar gehou word. So dinge soos mentorskap en accountability en daai goeders egtheid en deursigtigheid van die waardes wat jy genoem is verskriklik belangrik vir hulle en dit hoort ons as kerk baie opgewonde. Maar dit is ook natuurlik 'n challenge, dan moet ons nou deursigtig leef en ons moet ons kerkraad en ons ouer mense almal help wat ons 'n ander styl van kerkwees het wat vir hulle help om mekaar en ons ook verantwoordbaar te hou. Millennials wil 'n verskil maak in die wêreld, dis 'n uitstaande kenmerk van hulle, maar nie noodwendig op ons agenda nie. Die ander dag het ek met gepraat met my sê ek het nou 2 keer daai ou gebel om te kom diens doen by die bazaar. Jy het vir my gesê by die vorige ding wat jy aangebied het, millennials wil verskil maak, maar hy kom help nie vir my. Ek gaan opgee, want hoeveel keer moet jy nou van hulle vra? Nou, ek kan net hoor daar, die ou is dit alles op sy agenda. Nee, ek bedoel, hulle wil verskil maak, maar nie noodwendig op die kerk se agenda. Op die kerk se, so of dit is om by 'n winkel te swipe, want daai winkel gee 'n sekere hoeveelheid van hulle omset vir eendag van 'n of jy nou 'n red phone koop of jy het gesê dat dit 'n stukkie daarvan gaan vir jy vir so wat dit is. Millennials het dit daar waar hulle koop, waar hulle werk, dit hulle doen die keuses wat hulle maak. Hulle glo 'n koers 'n oorsaak mentaliteit het. Dan dit wat ek doen het maak 'n verskil. Hoe ek koop, hoe ek leef, die keuses wat ek maak en daarom wil ek verantwoordelik dit doen om 'n verskil te maak. Okay. So dit help ons 'n bietjie al klaar, hè, met clues. Dit bou nog nie die brug nie, maar sê vir ons ons baie hoopvol dink oor millennials. Hulle gaan vir ons help. Ons wennende ek is nou net nie 'n millennial nie. Julle gaan vir ons. Ja, julle, die millennials gaan vir ons help. Ja, die millennials gaan vir die kerk help. En die millennials wat nie deel is van die kerk, die gaan vir ons help as kerk. Kom ons sê ons en julle kan op wees buite en binne, hoe jy dit nou wil stel, maar moet vir ons help om kerk te wees in 'n nuwe konteks. En ons het dit baie nodig. Ons vind onsself in ballingskap met 'n hinkering terug na tempelbuite, nie? Maar ons gaan nie nou gou terug nie. Ek weet nie wat in die toekoms lê nie. Maar dit beteken nie dat God se gawes, God se kerk, God se geloof dat Jesus nie alive and well is in die koninkryk nie kom nie. Okay, baie vinnig. Hoekom is hulle nie in die kerk nie? Die bane en navorsing help ons ook hiermee, skokkend positief help ons hiermee. Daar's klomp Australiaanse navorsing wat ons hiermee help en dit sê basies die volgende. As die millennials wat in die kerk groot geword het, onthou nou om die grafietjie is daar nou mense wat nog nooit van die kerk gehoor het nie, of van Jesus gehoor het nie, of wat nie kerklik is. En ons praat van die mense wat op 'n manier 'n blootstelling gehad het aan kerk. Minder of meerdere mate. Met ander woorde, dis nou jou kinders wat op 'n manier by sonnaskool was, of so ouers gelowig was of wat ook al. Hulle val in 3 groepe. As hulle nou millennials raak, dit hulle is nou millennials. Die 3 groepe is, die grootste groep verlaat die kerk. En dis baie belangrik om dit te hoor, want ons het 'n narratief in die kerk wat sê, toe maar hulle gaan nou weer terugkom as hulle kinders dood. Nee, moenie worry, dit sal altyd so. Hulle raak altyd weg, dis die tyd wat hulle moet eksperimenteer. Maar die wake-up call vir die kerk is, nee, hulle gaan nie terugkom nie, die meerderheid gaan nie. Maar dan is daar 2 ander groepe ook, 'n groep wat in die kerk bly, waar hulle groot geword het, dis heel waarskynlik die groep wat by jou betrokke is op een of ander manier,
Jyself en dan die mense wat om jou betrokke is in enige ander bediening of by band of by kategese of by jeug op enige manier wat jy connected aan die kerk. En dan is daar 'n groep wat nie in die NG Kerk bly. En dis baie te doen met ons geskiedenis en waar ons is in die land. En ook die feit dat die opkoms van die onafhanklike kerk ons later getref het as in Amerika. So dat die feit dat jy nou in elke kerk, elke dorp kry jy nou in elke skoolsaal nog kerke en baie keuses is en goeders. En ook die feit dat apartheid laat gemaak het hier en kolonisasie later, al daai goeders maak dat daar 'n groep is wat geskei het uit die kerk. So ek gaan dit gou vinnig, ek weet julle ken die goed, so ek gaan net vinnig soos 'n verfrissertjie. So die Baarnavorsing deel die groep wat die kerk verlaat in 3. Sê basies daar's 'n groep wat gebrek aan koneksie ervaar, die nomads, dan kan mense wat rondreis. In die Bybel se tyd rondreis. Die nomads is die ouens wat sê ek het behoefte aan die koneksie en ek kry dit nie by die kerk nie. Ek is nie kwaad vir die kerk nie. Ek is nie geïrriteerd vir die kerk nie. Kerk het 'n plek in die samelewing. Sal daartoe dalk gaan as vriende van my se kinders, hulle kinders doop of as iemand begrafnis het, maar ek vind my koneksie op 'n ander plek. Dit is amper die maklikste groep om te bereik, want as 'n goeie koneksie is, dan en goeie ruimtes is waar hulle kan tuiskom. Hulle is die naaste aan die kerk wat aangeval is. Die exiles is die tweede groep wat amper net so groot is, maar bietjie kleiner as die nomads, en hulle is mense wat die kerk is irrelevant beskou. Omdat hulle 'n behoefte het om verskil te maak in die wêreld, dit staan voorop, graag met hulle werk en hulle beroep 'n verskil wil maak. Vind hulle daar's 'n reuse gap tussen my werk en my realities en die kerk en teologie. En hierdie gap, ek sê kwaad vir die kerk, en dis net, hulle het nie 'n klou van my werk. 50% van jong mense in kerke in Amerika gaan swat in 'n wetenskaprigting, terwyl die kerk eintlik omtrent nooit oor wetenskap praat. Maar as hulle praat, is dit baie keer in baie in 'n manier in elk geval wat hulle nie help nie. Het sy creationisme of wat ook al. Die tweede groep exiles is kunstenaars, musiekante, kunstenaars, grafiese kunstenaars, drama mense, al daai groep mense wat ook sê, ek weet nie van my reality. Ek geloof help my nie in my reality om 'n verskil te maak. Ek is 'n uitstekende kunstenaar, maar ek kan nie per die Here doen nie. Ek het nog nooit eens daaroor gedink nie, dit is 'n gap daar. En die derde is dan ook mense wat, dit is nou wetenskap, dis kuns, en die derde is die sosiale media waar. IT, rekenaars, dink net hoeveel honderde duisende jong mense swat in daai rigtings. Van daai rigtings het ons nou eers ontdek geword, né? Van daai beroepsrigtings. So die gap tussen die reality van die kerk, waar die kerk praat, die ruimtes wat hy gee vir twyfel of nie twyfel of borstel met goeders is net baie gebruik. En sê, ek word nie gehelp om te dink oor my roeping en my wêreld en om 'n verskil te maak nie in die kerk, en ek vind dit elders. Ek dink ook nie dis te ver weg nie, want ek dink ons moet juist met hom praat. So ek dink dit is 'n unieke geleentheid vir ons, maar ons dink baie keer in roeping, as jy goed kan sing, dan moet jy gospelsanger raak, verstaan jy nie? Of as jy 'n IT-spesialis is, hoe jy dit vir die Here doen, is deur vir die kerk te webblad. Nou, ek sê nie dis verkeerd nie, maar jy weet wat ek sê, ons dink nog steeds, die space is die kerk, ons dink aan die gebou, ons dink aan die organisasie. Ons dink nie dat daar waar jy is in jou leefwêreld, ons help jou, die kerk, die community help jou om daar waar jy leef, 'n verskil te maak op jou lewe. Nou die Chronicles is die kleinste groep van die Baarnavorsing, nou is Amerikaanse navorsing, maar die groep van my, wat by mekaar is, sê ook, dit is waar vir Suid-Afrika, dat dit die kleinste groep is, en dit is die groep wat ophou glo. Dat het groot geword het in die kerk, maar ophou glo. En daar is twee redes dat die Baarnavorsing ons gee, en dit is 'n koprede of 'n hartrede. Koprede is, ek stem nie saam met die teologie nie, ek vind myself eerder in die moslim geloof, of in atheïsme, of as agnostikus, of wat ook al. Of 'n hartrede wat is, ek het seer gekry. Byvoorbeeld, pa was diaken, maar hy het my geslaan voor naweek. Daai tipe van, ek kan nie met die kerk en kerk sê, en saam met die diep seer gekry. Nou, dis die Chronicles is 10% volgens die Baarnavorsing, en ons wil sê, ons dink ook dis 10% of minder van mense groot word. Nou, onthou, om hierdie, is daar nog twee ander groepe, wat geskuif het, of wat gebly het, maar ook mense wat nog nooit gehoor het. Ons praat nou nie eens van hulle, ons praat net van ons eerste kring.
So julle sien tips, waar kan jy brug van? Nomads is 'n brug is na community toe, Excel se brug is na roeping en wysheid toe, en Prodigal se brug is om seën van die verlede genesing voor te kry, maar ook om ruimte te hê vir twyfel en ruimte vir gesprek en dialoog met ander godsdienste en ander tradisies en oortuigings. Iets wat ons kerk ook nie meer baie goed is nie, nee. Want glo soos ons, anders jy net oortuig om te glo soos ons. Okay, die wat beweeg na ander denominasies, som ons die redes op as volg, daar is waarskynlik 'n harde redes, maar dit bly ook by koneksie roeping, daai twee grootliks, maar dan teologie, daar sê ons die behoefte om teologie dan elders te kry, teologiese rede. En dit kan enige kant toe wees. Dit kan wees ek soek ons het stories van beide versamel. So mense wat sê teologies wil ek 'n plek hê wat my meer ruimte gee, wat my help om byvoorbeeld beter te dink oor sosiale justice en so die kerk is te verkramp. Maar aan die ander kant die kerk is nie verkramp genoeg nie. Ons soek meer duidelikheid. Die Bybel moet sê, jy weet daai. So dis na beide kante toe, maar die behoefte om eintlik helderheid te hê of ruimte te hê rondom teologie. Die ander belangrike rede was net eenvoudig om bidden. Ons het vroeër gepraat oor musiek. Dis 'n rede wat baie mense sê, ek weet hulle glo nie, nee, ek het 'n probleem met hierdie kerk se teologie nie, ek wil net 'n plek waar kan worship en skuif daar rondom. En dan die laaste ene wat die groep uit stories uitgeontdek het, is die behoefte aan 'n nuwe begin. En dit lê op twee vlakke. Die een is 'n nuwe begin in terme van ek was nou 'n nomad of 'n exile, ek het my rondes gedoen en nou wil ek weer by die kerk 'n koneksie vind, maar daar's nie toegang vir my nie. Dit gebeur veral in die platteland, waar jy vir 'n lang tyd uit die kerk uit was, dan gaan jy nie teruggaan na die kerk waar jy groot geword het, want jy is bang vir die shame en die oordeel wat wag vir jou. So jy gaan nie na 'n ander kerk waar jy amper onbekend is en jy kan daar maklik. So om 'n nuwe begin te maak, nadat jy nou gewandel het, dan skielik nou wil jy connect met die kerk, maar jy sukkel om te connect met die kerk waar jy groot geword het. Die ander nuwe begin, en dit het ek gisterand nog gehoor by millennials wat ek by gekuier het, was, hoe kan ek my swart vriende sê, dat ek is deel van die NG Kerk? 'n nuwe begin met ander woorde om te sê, daar's te veel baggage by die NG Kerk. Ek soek 'n kerk waar ek multicultureel kan betrokke wees, maar ook waar die bagasie van die verlede en die reputasie van die verlede nie ter sprake is nie, amper 'n skoon begin. So, my persoonlike opinie is om nie te veel worry oor hierdie groep nie, want hulle is mos nou in 'n ander kerk. Maar dis my persoonlike opinie, mens kan baie tyd en energie hierop plaas, in plek van om oor die eerste groep te praat en oor die laaste groep te praat. So, as ek hulle nou in volgorde van belangrikheid moet sê, sal ek sê, praat oor daai eerste groep eerste. En dan miskien oor hierdie groep, en jy moet ook hierdie goed vra, hoekom skuif mense, dit is 'n goeie vraag. Maar hulle is nog in 'n kerk, ons moet dit onthou. Terwyl baie van ons tyd gaan in kompetisie in ons met kerk in ons dorp, in ons omgewing, en ons worry te veel daaroor. Terwyl daar oorgenoeg millennials is, buite die kerk en in die kerk. Oorgenoeg, daar's honderde, duisende in Suid-Afrika wat nie in 'n kerk is nie. Dan die laaste ene net, die wat bly, het die groep jongvolwasse leergemeenskap baie duidelik gesê, ons moet onderskei tussen aktief en 'n passiewe lidmaat. Ons die wat bly, omdat hulle aktief is, en hulle het ook daai redes wat nou nog genoem is, of hulle vind iewers 'n geleentheid om te dien, of hulle vind iewers koneksie, ek is in die band, of ek is nie dit en dit, of ek vind 'n selgroep, of 'n omgegroep, of ek het iewers 'n space, myself te wees, of ek word ingetrek in die kerk, as klomp sulke goeie redes, maar daar's ook 'n klomp wat net daar is, passief, nou en dan werk te kom. En dit is heel waarskynlik soortgelyke redes. Maar wat nie getrek het nie, hulle is nie weg nie, hulle is nie na 'n gemeente nie, en dit is ook nie helemaal los nie. Hulle kom so 4 keer 'n jaar kerk toe, of as jy gelukkig is 6 keer 'n jaar kerk. En daar spreek van hulle, en mense gesprek kan byvoorbeeld daaroor gaan. So as jy mense gesprek aanknoop met 'n kerkraad of so, dan moet jy eintlik bepaal met watter kring praat jy nou. En baie keer het mense ook 'n voet in meer as 'n groep. Sodra mens begin tendense op groepe praat, dan is almoes nou 100 mense wat nie pas in enige groep nie, dit is ons nou so. Maar die tendense op hierdie groeperings
help ons bloot om 'n gesprek aan die gang te sit. Dit wil nie mense in boksies plaas nie. So, dit is belangrik as mense hieroor praat, dis nie dat jy nie kunt val om net oor een groep te praat nie. Ek het 'n kollega gehad wat altyd oor die groep wil praat, wat na die buurgemeente toe is. Die charismatiese gemeente toe is. So, weet, dan ten minste weet jy, ons is nou oor hulle besig om te praat, maar onthou, daar is baie ander koop wat ons moet praat, dat nie die gesprek groter en breër. Nou die jongvolwasse leergemeenskap is 'n groepie van hulle wat so terugseer is, het 'n vraag geformuleer wat al die leeswerk, al die stories, alles saamvat in een vraag wat ons dink almal moet vra dwars vir die kerk. En die vraag is, wat kan ons volhoubaar anders doen sodat jongvolwassenes vanuit egte gemeenskap fully alive kan leef? Ek wil hom net so 'n bietjie verduidelik. Wat kan ons volhoubaar anders doen? Sê, in plaas van om te praat oor millennials asof hulle 'n probleem is, te sê, maar wat kan ons anders doen? So dit sê dadelik ons moet verander. Die vraag behels reeds dat ons bereid is om te verander. Sodat jongvolwassenes vanuit egte gemeenskap, dit is 'n baie groot begrip, dit is 'n community, en volle kan leef, fully alive, daai woord fully alive, kom uit 'n teks wat ons nou baie saam gelees het, so dit is op die groep se site in teks, maar dit gaan oor die volle, dit behels die volheid van ons menswees. Kan leef, en dan het ons hom nou net so 'n bietjie uitgepak vir die boomers, geloof, wysheid en roepingsbewustheid. Millennials het gesê, fully alive, som alles op, maar die drie goed is belangrik. Geloof is dat ons mee besig is. Ons wil graag 'n geloofsgemeenskap is. So ons wil geloof laat groei en vorm. Wysheid is 'n groot behoefte aan onderskeiding tussen al die stemme en die kommunikasie en inligting, en roepingsbewustheid daar gegee om verskil te maak. Dus mens hierdie vraag vat en jy kan hom net gaan vra vir 'n groep. Stel die groep sommer dadelik van die begin af staan met millennials in die groep. En verkies ek ook millennials 'n bietjie verder weg sit van as die kerk. Verder weg is in die kerk en nader. Ons gaan nou 'n gemeente help in die stad van Kaapstad, wat die vraag wil vra, waar is ons jong mense heen? En dit daai vraag. En die challenge is ons om 'n fokusgroep van daai jong mense te kry. So jy nie oor hulle praat nie, maar met hulle praat. En te sê, ons gaan nie oor tyd in kerk kom, ek vertel as ek hoekom jy nie meer in die kerk is nie. As jy 8 sulke mense by mekaar kan kry, 'n fokusgroep gesprek, is dit baie werk om te luister en saam te gesels. En as jy vir hulle kan verduidelik, hulle doen die kerk te guns. En ons van dit vir ere, of jy iets aan baie gee, gaan jy baie al van jou dorp of jou konteks hoor. En jy gaan hoor op die goed, watter van die goed? Is dit al die goed? Is dit 'n mengselstemme? Is dit een ding? Is dit 'n klomp goed? Om 'n bietjie daarna te luister en sal God van ongelooflike waarde wees. Nou, die jongvolwasse leergemeenskap is 'n groepie predikante wat basies drie goed wil doen, en ek dink julle sal 'n netwerk hierop van begin met mense wat saam met ons dit wil doen. En dit is om drie goed te doen. Eerstens net bewus te maak. Wie is millennials? Stories te vertel van millennials, gemeentes wat dit reg kry om iets te doen met 'n nuwe op 'n vars manier, stories te vertel. Ons het ook so 'n gereedskapskis saamgestel wat byvoorbeeld 'n idee wat mense op 'n ring kan doen vir 'n uur. 'n Idee wat mense vir kerkraad sou kon doen. Met 'n preekreeks idee, predikante laat ons preekreeks. So 'n preekreeks oor eintlik oor goeie soos community en wisdom en sulke goed. Dit gaan nie eens 'n preekreeks oor millennials nie. Dis 'n preekreeks oor hoe lyk die kerk in die toekoms? Wat is die goed wat ons moet herontdek? Want is ook nie nuwe goed nie. Dan is daar 'n proses van begeleiding. Ons gaan 'n klompie gemeentes nooi om vir 'n jaar lank te sê, kom try iets nie. Van die eerste kwartaal gaan ons in 'n luisterproses ingaan, en dan die tweede kwartaal gaan jy saam met millennials van jou gemeente probeer om 'n nuwe ding te begin. Dit kan wees om aan te sluit, 'n boodskap te maak, dit kan wees om plek te kry waar ons saam eet. Ons weet nie hoe dit moet lyk nie, maar ons wil graag stories vertel van waar ons nie dink. En dan hou ons aan met navorsing om stories te vertel en goed uit te lig. Nou, julle kan die gesprek volg op Dink Jeug. Ons is baie opgewonde dat ons in die hierdie sinode amper saam nou selfde naam met Dink Jeug. Dis nou ook 'n uitnodiging. Ek kan net iets vertel van die webwerf. Die webwerf Dink Jeug is nie, daar's nie 'n groepie mense wat goed skryf vir die webwerf.
Dis net die hele filosofie van sharing. So almal wat iets wil bydra kan iets bydra. Jy kan na vandag jou gedagtes op papier sit in 'n bladsy. Ek het my 3 al gedoen. Daar gesit en doen. En jy laai dit op en jy kan nie glo wat se waarheid dit het vir mense om net deel te wees van think, soos think baie dink jy, nê? Om heeltyd saam te dink en saam goeie te sê. Jy sal sien as afdelings vir hulpmiddels, as afdelings vir denke, maar dit is ook 'n afdeling oor millennials of jong volwassenes. So mense kan dit daar volg. Dink jy het ook 'n Facebook bladsy wat elke dag van die week 'n artikel post wat op self geskryf is of wat gelees is en aanbeveel. So as jy die page like, dan weet jy ten minste jy gaan goeie goed lees. Nie net oor millennials nie, wat alles gemeet word. Dan het 'n ander groep jong predikante het 'n app geskryf met die naam Ons Glo, wat help om wanneer mense met millennials en ander in 'n intergenerasionele spasie kom, oor geloofstemas te wil praat om dit te kan doen. Jy kan die app gratis aflaai op al die stores, of wys ook op die iPhone store. iStore, that's right. Die iStore is ook. Dit is amazing wat gebeur met dit, dat mense net tyd kan spandeer aan verhoudings in plaas van te skryf. So die filosofie agter beide van die goed is, as jy lief is om te skryf, doen dit vir almal, sodat die res van ons kan gaan koffie drink en met mense verhoudings bou en actually kerk wees. In plaas van dat ons almal agter rekenaar sit en daar skryf. Ek wil vir julle vra op die tafels te kyk, daar's 'n koevert. En al die poskaarte net so uit te gooi in die middel met die prentjies na onder. En dan kies jy vir jou volgens die prentjie, mag net agterop lees nie, met omdraai die foto's moet bo lê. Foto's moet bokant lê. Daar staan net foto's moet bo lê. Kyk na die foto's, dan kies jy 'n foto wat met jou praat. Nou, voordat julle die agterkante dan lees, die is ware stories uit die jong volwasse leergemeenskap. Dis op 'n eie storie, of 'n storie van iemand naby aan hulle. So, in plaas van dat ons nou oor millennials praat, gaan ons met millennials praat. Julle gaan hulle ontmoet, die stories is opgeskryf. So wat jy doen is jy kies 'n foto, dan vat almal 'n week om hulle storie te vertel en ons sal kyk of ver ons kom om die tafels, maar dan om die vraag te bespreek. So jy lees die storie wat agterop staan vir jou groepie en dan bespreek hulle die vraag wat daar gekom het wat daar langs aan staan. Okay, bly. Okay, staan julle die poskaarte almal by mekaar sit en in die koevert sit. En enigiemand, julle kan ook gesels, ons gaan nou koffie as julle bietjie meer wil gesels kan, en dan as julle klos in die koevert. Enigiemand wat sê, ek gaan dit gebruik. Soos by my kaartpraat of by my jeug of wat ook al kan ek kry. Stel, en ek het 'n voorstelling voor op ekstra. Nou wil ek vra as afsluiting. Ek hoop julle het geniet om hierdie stories te lees. Dis vir ons kosbare stories van ons stories, maar die challenge is eintlik dat jy jou eie stories kan kry. Want is hierdie stories van mense wat op 'n manier kerk beleef, God beleef, verskil maak. Hierdie stories is in ons almal se dorpe en gemeenskappe. So met 'n help om jy vir challenge. So ek wil vra as die jongste persoon op elke tafel, asseblief julle die jongste persoon kan kies wie kry watter challenge. Daar's sulke stickertjies, dan plak jy vir almal op 'n tafel 'n challenge en vir jouself, maar jy kan kies wie kry watter challenge. Dis verskillende challenges, maar dit kom neer op dieselfde dinge. Dit is gaan praat met iemand, spandeer tyd met iemand wat jonk is. As jy klaar gesels het, kan jy lekker koffie gaan haal.